Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek wil vir u sê, kom kuier saam met my, Andries Besuitheid by ons program, Jesus doen dit weer, nog 'n keer, weer 'n keer, elke keer. Die Here sal nooit ophou nie. Die Here sê so duidelik, hy weet wat is ons behoeftes en op die regte tyd sal hy deurkom. Ons gaan aan hier by Hope Revolution en ons volgende gas, ons boetie in die Here, is my boetie Rian. Rian, baie welkom. Dankie. Dankie dat jy vir ons gaan vertel wie Rian is. Ja, Wie is Rian? ik is Rian, ik is een Oostenweer, ik is 39 jaar oud. Ik was 20 jaar vastgevangen in dwelms in bindeskap, en in bindeskap buitenkant die tong en binnenkant. Als jullie nou weet wat ik bedoel, zo zei. Op 25 Januari kom ik hier aan bij Hope Revolution. So ik is nog 4 maanden schoon en een paar dagen schoon. En dat is niet goed wat die Here vir my gedoen het. In die kort 4 maanden, een paar dagen het die Here eindelijk baie vir my kon doen. So zondag, laatst week en zondag was mijn birthday geweest. En dat is de eerste keer wat ik samen met mijn ma en mijn familie een birthday gespendeerd heb. Voor al die tijd, zeg maar van 19 jaar oud af, voor die 20 jaar had ik vastgevangen geweest in die dwelms in die bindeskap geweest. En ik was zondag samen met mijn ma en mijn kind kerk toe geweest. En soos in die kerk gezitten, die jeugdleier, wat mijn seun in jeugd is, opgestaan en sy het mos nou haar ding gedoen in die kerk, wat sy het vir my, sy het eintlik vir my gevra as ek weet, vir hoe lang my seun kan, hy is nou 13 jaar oud, wat vir hoe lang hy nou in die kerk is, elke sondag of elke jeugddag opstaan en vra, dat hulle moet bid vir my, want ek is nog vastgevangen en dat het my, as het my baie seer laat voel, maar in dieselfde tyd het ek goed gevoel, omdat ek weet, daar is nog mense wat bid vir my. So voor 20 jaar is ek vastgevangen, die ding ek is in en uit die tronkheid, die hele tyd, is amper gevoel soos ek begin gekurs gewees het. Maar het is maar die passie wat die Here my deurgestap het, en vandag kan ek vir die Here dankie sê, vir wat hy my uit het, hy moet my eindelijk haar deurgeneem het. Hoekom hy het 'n missie op my hart, wat ek nou sondag weer gaan doen, alweer terug aan my plek, Oceanview toe, om my brothers wat in my situasie is, te kan bemoedig, eindelijk voor hulle in my situasie gaan beland, te kan bemoedig, dat die nie 'n lekker pad is om te stap. As baie aande wat ek moet in die tong geslaap het, met 'n mes in my mag, omdat ek nou paat aan 'n 27 gangs is, en ek weet nie as die mense weet hoe week die 27 gang, as ek mag praat, hoe in die bad, was net gebaseer op bloed en meester. Hy sê my dinge, meester om mense te stiek in die tong. So die is dinge wat moet safe gehou word in die tong, en die beste plek is binne in jou lichaam in. So is hy 'n lekker ding gewees, om hy te tegengegaan het, en om aan mense se dinge te doen, want ek dink jy het 'n seunkind en 2 meisies, as my kind moet beland in die tong, omdat ek weet hoe voel het om die eerste keer iets in jou mag of in jou lyf op te druk, is jy 'n lekker ding. So, ek vraag my elke dag vir die Here om my te help op die pad, so laat ek maar net die next een kan bemoedig voor hy op hy pad kom, want het is ons allemaal wat uit dit kom hier. Hoekom is los automatische inpak op ons lewe? Soos nou nog, ek sal nie sê ek is oor die hoekom, ek sien as ons nou 'n ding geestelikheid, terwyl ek hier tussen die manne is nie allemaal wat van die besigheid af weet. So as ek, soms as ons begin praat van die ding, kan ek voel, hoe kan ek nou sê, die gees, of moet ek sê, spirit, hoe kom hy ding weer in existence, en is kost altyd kost vir my om oor te kom, want hy sê pad wat ek moet loop saam met Here, as die Here my moet hier deurgeneem het, dan moet net maar so gewees het. Wat is jy lekker in die tonkie? Rian, sê gou vir my, hoe het jy daarin beland? Wat het gebeur? Ek dink nou,
my ou, ek kom uit 'n huis uit wat net ek en my ma is, my pa liewe, wat my pa was nooit daar gewees nie. Want daar het ek vrede in my hart met my pa, omdat omstandighede so gemaak het. Want ek kom uit 'n huis uit wat 'n enkel ouer, die enigste rolmodel vir my was my oupa, en my oupa was self 'n 27 King member, my oupa was 'n groot member gewees. So, ek het het gevat soos, as was respect wat die mense vir hom het, ek het nie geweet, want vandag weet ek, wat was het, wat is het, want ek, omdat ek 'n kind gewees het ek gedink, as respect wat mense vir hom het, want wat hy vraag gaan hulle omgee, wat hy soek, so ek het gedink, dis hoe hy het moet is. En my oupa het my iets geleer, ek sal het nooit vergeet nie. Hy het my altyd gesê, hulle het my genoem, hulle noem my genoem, hutte in die wereld, en my naam is Rian, maar dit het my altyd gesê, as het kom, as er gaat iemand stiek eerste. En die dag wat ek eerste stiek het op 'n land, ek weet nie toe, van poging tot moord, en ek het 'n jaar gelede, dat die Heer my al deur gehelp. Want as ek moet sê, hoe ek kom in die Kingsters, omdat ek my oupa gevat het as sy rolmodel, ek is baie lief van my oupa gewees. Is nog altyd alles is dood. Hoekom as hy sê, wat hy vir my geleerd het, wat hy sê, myn ding wat ek nou kan sê, wat die impak gehad het, totdat ek aan die liewe gekom het. En ek wil miskien net my oupa proud gemaak het, omdat daar het ek op 'n land, en ek is ook 'n 27 gewees. So as ek moet sê, hoe dit laat ek aangekom het, is die, wat is, as ek klomp dinge wat my liewe geïmpak het, laat ek op die pad gegaan het. Ik meen, soms sit jy by die huis en verlang ook jou pa, my. Ek het 'n vriend gehad wat sy pa dood gewees het, so ek het altyd gevoel is bitter vir hom, omdat sy pa dood is, so as sy pa gelief het, dan sal het vir hom bitter gewees het, wat van my pa liewe, wat is nooit daar nie, van my te different of so, ek het net liefde gaan soek, verkeerde plek, verkeerde tyd, so het ek gekom met dwelms, en die dwelms, hy beïnvloed jou brein different. Maar so was ek begin vastgevang gewees het in 20 jaar in die lewe. Rian, sê gou vir my, en jou ma, hoe het sy met jou kerk toe gegaan, daai tipe van ding, of het jy ooit gehoor bid vir jou? My ma, op die ouderdom toe ek nou klein gewees het, as my ma was die bekering, my ma is nou lately bekeer, want my ouma was die een wat kerk geloop het, omdat ek aan en af by my ouma gebly het, en dan by my ma gebly het, volgens omstandighede, as ek by my ouma gebly het, en ek ben om my ouma en my opa, want my ouma was 'n kerklike vrou, my ouma was die een wat van my eintlik, altyd toe week het my soos was kinders, as hy de kerk toe op sy keye pak sla, so ek het kerk geloop, ek kan, en my ouma was in Pinksterkerk, my ouma was 'n baie siek, my ernstige vrou in die kerk, besigheid. Daarom dink ek, die tyd toe ek begin ouer word, en ek kom as hy tyd in 'n lewe wat die pak sla nie meer vir jou seer is, het ek begin losbreek, en ek het nie meer begin hoor van kerk, want vandag is my ma bekeer, en sy is getrou aan die Here, en ek sien vandag is haar gebede, sien omdat my ouma nie haar sê, wat my nou weer terug bring het, laat ek na 20 jaar weer in die reste kan van die lewe sit, en nog altyd hoop ek, dat God sal nog veranderingen doen in my lewe. So, die impak wat sy ook gehad het, was het nou na 'n tydperk, as het my hier gebring. Rian, sê gou vir my, hoe sien jy jou lewe vorentoe? As ek van ek nou God dien, verstaan ek, God sê, alles wat ons vraag en sal doen, sal ons met nou vraag en geloof. So as ek moet teruggaan in die boek van die Here, in die Bybel, en ek dink aan Jeremia, wat hy sê, the plans I have for you is only to prosper. Glo ek, God sal net goeie dinge op my pad sit, en hy is al reeds besig om goeie dinge in my pad te sit. As ek moet versê nou my verlange vir die lewe vorentoe, is dit maar nou net om mense wat in my posisie is, of dieper in my posisie is, te help, om ook net uit daar uit te kom. Hoekom my plek Oceanview was baie invested met veral dwelms en gangsterism. Hy sê toe my dinge. So my verlange is, as daar help sal aangebied word, of soos ons nou hier is, om my plek 'n bietjie te verander. Ek glo die Here sal dit doen vir my, en is besig. Rian, wat se werk het jy gedoen in jou lewe?
Ek het meestal op die gebouwweek gewerk. Daar was een tijd wat ik op Simonstown Doggyard gewerkt het, op die Skeider gewerkt. Maar die week wat ik gedaan heb was boyweek, gebouwweek. Hij was al week dat ik in gedaan heb. Ik leer maar nou hier zo een paar skills, plumbing en hij is die week wat ik gedaan heb. So, hulle leer jou nie net geestelike werk hier nie, hulle leer jou ook vleeslike werk. Vleeselijke week, ja. So, wat leer jy nou als? Ik leer nou, als je nou gaat aan paint, so ik leer nou een beetje paint trading, ik weet nou hoe mijn kiezen in te zetten. So ik heb nou plumbing, een beetje ingetipt aan plumbing week en nou de paint week nou. Dat is nou die twee dingen wat ik ingetipt heb en wat ik nou was staan om te doen. Ja. Sê gou vir my, Rian, wat sal jy sê, as jy nou vir 'n ma en 'n pa moet sê vandag, wat moet hulle kyk om dadelik die tekens te sien as die kind begin betrokke raak by dwelms? As jou kind nou betrokke raak by dwelms, sy sal gou oplet, kyk sy houding. Sy houding is die eerste ding wat verander, behalwe sy gewig sal het sy houding is. En baie kinders begin baie aggressief word. So as hulle uitteken sien sy gewig, sy houding en sy aggressiveness, dan moet hulle weet, hy is besig met dwelms. Daai sal ek kan sê. En op die stadium, ek het nou al 'n paar keer te doen gehad met mense wat op dwelms is en goed. En dit is 'n gemiddelde bedrag wat jy moet hê per dag om daai dwelms te kan kry. Hoe moet jy gemaak om die dwelms te kry? Ik wil niet zeggen, ik was goed, maar mijn ding was roof. Ik heb mensen zo goed letterlijk gevat. Dat is mijn way. Omdat de eerste dag wat ik toen gegaan heb, toen wordt mij goed gevat. En hij denkt dat hij lekker zit bij mij. En hij laat mij laat gloeien, dat is hoe ik aan het ding moet komen. Zo aan mijn plek, mensen het gewit, cellphones, goud, zilver, enig iets zoals hij. Ik vat het en als het me gaat beginnen, en die fout wat ik gemaakt heb, als het begin goed voel van mij. Ik heb begin voel, ik specialiseer in die ding. Ik kom niet recht, kan ik zeggen, ik denk dat hij wil het me gemakkelijk voelen in die dingen. Als iemand hier staan dat ik zeg, en dat is hoe ik gekomen en als ik van mij, de way ik dwelms gebruik het om dingen uit te blokken, als het tussen 500 rand tot 1000 aan een dag, wat ik uitrook. En ja, koop ik niet meer, maar 1 pocket artikel. Dat was hoe ik dwelms gebruik het. Wat zijn dwelms die je als gebruik? Ik was op tuk, meestal tuk. Maar in de laatste 2-3 jaar heb ik begin patents. Maindrugs, zoals het noemen, maindrugs begin ook. So, ik was niet op die 2 substance. Maar die substance wat nou uitstaan, letterlijk is cocaïne. En die mensen zien nog niet die ernstigheid van cocaïne. Weet jy, ek wil jou nou 'n ding vra. En ek kan dit nie weet nie, jy weet dit. Ek het al gesien van die ouens wat tik gebruik, kry tot sere op hulle lyf. Ja. Wat hoekom is dit? Dat is mensen wat tik, hulle inspuit hulle moet nie tik. Hulle sit hulle body in 'n oor, kan ek nou eens explain. Tik was nog nooit gemaakt om in jou bloed in te spuiten. As mense, hulle kan nie meer uit 'n lolly drink nie. Miskien nie meer vir hulle gevoel nie. So hulle spuit dit straight in hulle veins in. En daar in jou body begin swak raak, baie jou liggaam. Mense se liggaam is van die begin af wel nie so sterk nie. En as 'n seer op jou liggaam kom, dan vat dit vir jou 2 keer as 'n normale mens se tyd om gesond te word. Nou, jy moet verstaan, elke dag breek jy jou liggaam af. Nou, hoe lang vat dit vir seer om gesond te word? En so mense kry baie infecties. En hulle gebruik dieselfde naald wat ek gebruik. So mense noem het Bluetooth. Hulle kan ek sê, as ek is hy, wat meneer die geld het, nou vat ek van my bloed, omdat die goed is nog in my bloed is, nou spuit ek het binnen meneer, en hulle noem het Bluetooth. So as ek miskien uitzet, dan draai ek net so oor, sonder dat meneer, die sê hoe hulle nou gaan met die ding. Nou, as dat jy nou sê op die manier, moet ek jou betaal daarvoor? Ja, obviously, in die dag was niks van die team. Maar die eerste 2 dae sal hulle nou, dat is hoe ons die mense vang.
om so te sê, hoekom ek moet nie waarheid praat, wat ons in hy liewe is alles wat ons doen ons eintlik tot eer van die duiwel. So ons vang eintlik mense in die liewe, in gangsterisme of in drugs, daar word die eerste paar keer is het verniet, tot laat sy gevang is. Rian, sê nou gou vir my, hoeveel keer was jy toegesluit? Ek was, meneer, ek sit en dank nou heeltyd soos ek hier praat, ek was, van 19 jaar, ek was laas jaar was ek nog toegesluit voor ek hierna toe kom. Ek gaan maar nou een getal geen, ek was ek 12 keer toegesluit en een keer het ek 6 jaar straf gekry. Wat ek 3 jaar van die 6 jaar gedoen het. Elke keer die Here jou daar uitgehaal, weer 'n kans gegee, nog 'n kans gegee. Sê gou vir my, het jy ooit betrokke geraak om self dwelms te maak, drugs te maak? Nog nooit meneer. Hulle laat nie uit toe wat ek bly nie. En waaruit bestaan tik? Kan jy vir die kykers vertel waaruit bestaan tik? Ek sal nie weet, maar ek moet gewoon weten dat ek 'n baas gewees het vandag. Want hulle sê is, ja, ek sal 'n baas, allemaal wil weet. Want hulle sê is bestaan uit klomp different dinge uit gewe, rotte gewe, al die soorte van dinge. Maar ek kan nie op 'n manier sê waar het bestaan het. Maar dit is as gevolg van daai gif wat maak dat die mense so, hulle liggaam so aanval. As van die goed is. En op 'n stadium, waar het jy gebly as jy uit die tronk uitkom? Nou laat, ek het actually nooit, ek het by die huis gebly wat my maat vir my 'n plek aangebou, omdat sy nie kan so geliefd met my wat 5 o'clock uit in die oggende, kom ek 2 o'clock in die oggende weer huis, omdat ek sy nie kan so nie. Maar dat ek nou uit die tronk uit kon, nou laaste toe, ek het 2 dae by die huis gebly. Omdat elke keer as ek tronk toe gaan, is dit maar my ma wat vir my byl. As daar byl is altyd sy wat daar is. En elke keer voor sy kom, as ek vrou, dan nou sê ek van, ma, ek is klaar met die dinge, is sal nie weer gebeur nie. Ek belichaam maar net nou elke keer, nou, om aan mekaar nou vir my nou, huis toe te laat kom, is voel nie meer recht gevoel vir my. So ek was 2 dae by die huis, dan gooi ek maar weer pad toe, tweede beste plek wat ek ken. So ek bly nooit by die huis bly nie. So jy het langs die pad geslaap maar? Ek het langs aan die pad geslaap, ek het as die tyd wat ek, omdat ek nou in bendeskap gewees het, was het nie so baie eeg vir my nie. Want enige plek wat hulle smokkel, ons kan haar slaap, as soms op 'n bank sit en slaap, of slaap net. En dan wat so zwaar is, het 'n girlfriend, so sy ook, is baie awkward. Baie awkward. Nou baie van julle wat verslaaf is aan hierdie goed, het ook 'n girlfriend, soos jy dit nou sê, 'n vriendin wat ook verslaaf is. Ook as die beste as hy ook verslaaf is. En dit is waar die groot probleem is om uit te kom. Daar is hy dan. Nou ek wil jou nou 'n ander ding vra. Wat sal jy sê, wat is die beste ding om te doen om weg te bly van gangstering en drugs af? Ek weet nie wat baie mense weet, omdat ek nou experience het, wat die stukkie wat ek nou het, die beste, vir my is die beste is maar om, gee jou hart vir die Here. Hoekom in die huis, soos nou is in die huis van die Here, en is die beste vir my, alle woorde, as ek het 'n shield om my, soos gangsterisme en drugs, as kan ek sê, as kom nie nou meer vir my toe nie. Ek was nou, soos ek hierso kom, ek is maar nou day out en ek was nou op 'n weekend out en ek het gesien, omdat ek nou 'n kind van die Here is, kom het, kan ek sê, hy verlange of hy lus, kry ek nie sommer nou meer. So die beste is om jou hart vir die Here te gee, en te onthou, wat sy al die tyd jou familie van beroof het, en dit is die beste vir my, om te doen. Nou ek jy nog 'n ding vra, het jy al vir mense wat jy nou al gaan roof het, gaan vra om met jou vergewe wat jou ken? Ek het nog nie kanse kry nie. Wat omdat ek nog weet gaan nou die Sondag gaan ons nou huis toe op 'n mission. Sal ek daai gaan doen, hy was part van my plan om my community. Wat ek vir al die jare so afgebreek het. Ek het klaar my ma sorg gevra op ons inside graduation, het ek sorg gevra vir al die jare wat ek associeer gemaakt, wat ek nog by die community. En ek hoop God sal my Sondag die kans gee. Want ek voel net, ek moet vir jou sê, dit is belangrik, dat jy vir hulle gaan sê, hulle moet jou vergewe.
Omdat God wil hê, ons moet dit doen, hy vra, want hy vergewe ons. En Rian, ek wil vir jou bemoedig vandag, en vir jou te sê, moenie ophou om te probeer nie, moenie ophou om te vertrou nie, en gee alles. Jy het op 'n stadium jou alles gegee vir gangsterisme, en jou alles gegee vir drugs. Die tyd het nou aangebreek, dat jy jou alles gee vir die Here. En daar's nou nie, jy moet net eenvoudig vir die Satan, daar's 'n ou koortjie wat sê jy trap op sy kop. En jy het die volle autoriteit by Jesus Christus gekry om dit te kan doen. Dankie. En jy moet die voorbeeld wees, as jy die naweek met die huis toe gaan, as jy ander ouens sien wat jy weet, wat saam met jou, praat met hulle. Moenie, ek wil vir jou sê, moenie bang wees, ek weet jy is nie bang nie. Jy kom maar uit jy het 'n pad geloop. En dan wil ek jou die laaste vraagie vra. Het jy ooit met jou pa fisies kontak gehad? Dankzij God, my coach wat ek hier gehet het so 'n reëling vir my moontlik gemaak op my inside graduation, laat altyd my families by mekaar kom. My pa se kant af, my susters half en my ma se. So vanaf het ons het nou op die oomblik soos ek hier sit, ons het nou 'n relationship. Maar ek sien hom nie baie nie, want hy bel soms of pop nou en dan in, so ons het 'n relationship, ja, en ek sê dankie vir die Here wat hy, ja. Dis belangrik, want dit is baie keer soos jy sê, dit is, jy het opgekyk na jou oupa as die rolmodel, en dit is, ek glo daar's iemand daar buite wat graag 'n rolmodel wil hê, en ek wil vir elke jong man of elke jong meisie, dame daar buite sê, gaan sluit aan by 'n kerk, raak betrokke by die jeug, raak betrokke by die kerk, en jy sal groei. Jy moet net jou alles gee vir die Here. Dit is so belangrik, dat ons nie moet toelaat, dat die vyand sy vuurige pyle op ons afvuur nie. Ons het die volle autoriteit by Jesus Christus gekry, en hy het gesê, ons gaan groter dinge doen, as wat hy gedoen het. En vir my altyd is dit, Here, U het wonderwerke, U het dooies laat opstaan. Maar die Here sê, hy gee vir ons in sy naam daardie geleentheid om dit te kan doen. So, en die duiwel weet dat die Here het jou nie verniet geskape nie. Die Here het jou geskape om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Die woord sê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. En Rian, ek wil vir jou werklik vanmôre sê, jy moet net vashou aan die Here. Hoor vir my vanmôre. Jy moet vir die mense daar buite wys, Rian kan 'n sukses maak van sy lewe. Rian is besig om sy lewe heeltemal om te draai. Jy vat dit vandag, jy hoor van my. Ons tyd het opgeraak, ons gaan u groet tot 'n volgende keer. Ek gaan nou 'n gebed doen vir my en Rian, en ek gaan sommer 'n gebed doen ook vir elke kyker daar buite wat op hierdie stadium besig is of te doen het met 'n familielid wat betrokke is by dwelms. Rian, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre die geleentheid het, die voorreg het, om u naam aan te roep. Die naam God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. En Here, dat ons na u toe kan kom vanmôre en sê, Vader, elke persoon daar buite wat betrokke is of dink om betrokke te raak aan bendegeweld, aan dwelms, Here, kom ons nou en ons maak hulle toe onder die bloed van Jesus. Here, ons weet dat ons hulle kan omring met 'n Heilige Gees vuur, Here. 'n ring van vuur om hulle, Here, sodat daar geen effek op hulle sal afkom, by hulle sal uitkom nie, Here. Ons kom vanmôre en ons gee u al die eer en al die lof, want u is waardig, Here. Ons bring u hulde, Here. Ons bring u ere. Here Jesus, dankie dat u ons eerste lief gehad het, dat u vir Rian eerste lief gehad het, dat u vir Rian geroep het by die naam, en dat u vir hom 'n kans op kans op kans gegee het. Here, daarom bid ons nou, dat u vir hom, Here, die krag sal gee, die energie sal gee, maar die insig sal gee, en ook die wysheid sal gee, om verander te help, om uit daardie donker gat uit te kom, met die hulp van ons Abba Vader. Ons gee u die lof en die eer in Jesus naam. Amen.
Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat die regering siel van God